Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Môre Ligpunt. Dit is baie goed om hier by julle te wees en dit is 'n voorreg om God se woord te kan preek. My naam is Johan van Aswegen. As jy nuut is by ons, as jy 'n gas is, baie welkom hier by ons vanoggend. Ons gaan aan in ons reeks Nuwe Mense, Nuwe Lense. Waar ons bietjie deur 1 Korintiërs werk en ons sien baie van die wêreld in die kerk. En Paulus sê nee, julle is nuwe mense en so daarom kyk anders na die wêreld om julle en hy nooi hulle uit van hulle slegte gewoontes uit. En ons is tans in 1 Korintiërs 7 waar Paulus baie te sê het oor die huwelik. En omdat hy baie sê oor die huwelik, vloei daar baie vrae vir ons uit dit uit. Baie relevante vrae. En so ons het besluit om hierdie reeks effens langer te maak, sodat ons ruimte kon skep van daai vrae. Ons het reeds gepraat oor enkel wees, ons het gepraat oor seks, ons het gepraat oor die huwelik en selfs 'n bietjie van die komplikasies wat ons kan vind in die huwelik. En al hierdie preke kan opgevang word op ons podcast en ek moedig julle aan om dit te doen. Volgende week gaan ons praat nog verder oor die huwelik, maar spesifiek oor egskeiding. Maar vanoggend gaan ons praat oor homoseksualiteit. Vanoggend wil ons van die komplikasies aanpak om homoseksualiteit. Indien die huwelik vir een man en een vrou is, wat maak ons met die ekstreme bewegings van ons samelewing wat homoseksualiteit as normaal ag? Wat maak ons met dit? En presies wil ons vanoggend kyk na wat sê die woord daaroor? Wat leer die woord ons wanneer dit kom by homoseksualiteit? Dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Ek wil julle herinner, daar gaan so 5 minute, maksimum 10 minute na die diens, ons gaan net 'n koffie gou gryp, gaan daar geleentheid geskep word in die babakamer vir enige iemand wat verdere vrae het na aanleiding van die preek. En ons het daai ruimte daar geskep in die babakamer met van die ouderlinge, juis want ons besef 'n preek kan nie alles sê wat gesê moet word nie. En so ek nooi julle net weer eens uit na dit toe, indien julle met vrae sit. Kom ek bid vir ons en dan spring ons in en hoor wat die Here vir ons wil sê vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, U weet, self ek wat hier so staan is gevalle en gebroke. En staan alleenlik hier omdat U genade oor my gespoel het. En so ek bid dat ek nou in die krag van die Gees en in daai genade sal preek en die woord duidelik sal kommunikeer. En ek bid dat daai genade sal vloei oor ons almal, dat dit ons harte sal oop en aanvanklik sal maak vir die woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Voor ons by hierdie vraag kom wat ons wil vra vanoggend, wil ek begin deur vir ons die speelveld te skets met regte egte stories van regte egte mense. Dis waar ek wil begin. Ek wil opgesomde stories vir julle lees. 2 kort stories. Dis 'n langer stukkie wat ek wil lees wat vertel word deur Rebecca McLaughlin. Rebecca McLaughlin is 'n gelowige met die gawe van apologetics. Ek gaan nie die Afrikaans probeer sê nie. Apologetics. Dit is die verdediging van ons geloof. Dis waarin sy spesialiseer. En in haar boek Confronting Christianity tackle sy hierdie spesifieke vraag om homoseksualiteit. En sy deel 2 stories. Sy deel 'n opgesomde weergawe van haar eie storie en 'n opgesomde weergawe van 'n vriendin se storie met die naam Rachel. Rachel is 'n vriendin wat sy later in haar lewe ontmoet het toe sy reeds 'n gelowige was en toe Rachel ook reeds 'n gelowige was. Volg saam met hierdie ongelooflike stories. Ek wil net hier begin en vir ons die speelveld skets. Sy begin so:
Rachel and Rebecca are both primarily attracted to women. But our stories of same-sex attraction are as different as our stories of faith. Mine, Rebecca's story, is a story of a Christian girl in a Christian family who found herself from childhood falling in love with older, inaccessible girls, but hoped and prayed she would grow out of it. A dream that finally died. It's a story of silence and quiet loss, as my heart got stuck to people who could not want me back. It's a story of never touching another woman in a sexual way, but always longing for more intimacy. And like many Christians of my generation who felt more drawn to those of their own sex, it's a story of carrying burdens of legitimate needs and complex desires, and a cavernous, a great fear that disclosing my feelings would ruin my friendships. Rachel's story is the opposite. It's a story of growing up without any Christian framework and realizing at 15 that she was drawn to a beautiful senior girl. It's a story of pursuing and seducing that girl and establishing an intimate, ongoing, open relationship. It's a story of sleeping with many other supposedly straight women and even developing a conquest mentality. And it's a story of despising Christians. But then it's a story of reading her way into Yale, being left by her high school girlfriend, plunging into crisis, stealing a book called Mere Christianity from a lapsed Catholic friend. Mere Christianity is C.S. Lewis' se verdediging van die Christelike geloof. Stealing a book called Mere Christianity, being overpowered by the gospel of Jesus. It's a story of trying to reconcile her lifestyle with the Bible and failing. Of commitment to Jesus above sex with women and failing. And then gradually, growing in obedience and in ability to resist temptation. It's a story of dependence on Jesus' love and trusting that his no to sexual relationships with women means a better yes to a deeper relationship with him. Rachel and I are now both married to men. Men we love and respect and depend on. Our marriages are good and true, and tempered by all the usual ups and downs that arise when two sinful people bind themselves to each other for life. We both consider our husbands to be among the greatest blessings God has given us. We would not change them for the world, and their Christ-like love has shaped and changed us in 1,000 ways. But we both chose to marry men because of our commitment to Christ over our emotional and sexual preferences. And when we feel drawn to people outside our marriages, as most married people do from time to time, that draw is always towards women. For Rachel, the challenge is one of not wandering back to well-trodden roads. For me, it's not leaning against heretofore unopened gates. A decade into marriage, neither of us expects these desires to evaporate. We believe that God could change our hearts, but we have no promise that he will, because pure-blooded heterosexuality is not the goal of the Christian life. Jesus is. Ongelooflike stories. Hoekom begin ek hier? Vir 'n paar redes. Onmiddellik gooi dit alles op die tafel. Hierdie stories is ryk. Hulle is ryk. Hulle is diep. En hulle is kompleks. Maar hulle is so hoopvol. En wanneer ons luister na hierdie stories, dan help dit ons om te onthou, reg hier in die begin, ons praat hier van mense. Mense met lewens.
Regte, egte mense met komplekse stories van skaamte, seer en teleurstellings. Mense wat so gebroken is soos ons. Homoseksualiteit is nou al so die norm, dit is nou al so naby aan ons, ek sal nie verbaas wees as elke liewe een van ons, 'n vriend, 'n familielid of 'n werkskollega het, waarvoor ons omgee wat homoseksueel is nie. Ek sal nie verbaas wees nie. Dis hoe naby dit aan ons is. En voor ons enigiets sê, is dit reg en goed om te onthou, dat hierdie mense ook geskape is in die beeld van God, en gebroken is soos ons. Hierdie stories, soos ek gesê het, skets vir ons die speelveld. Dit wys vir ons van die unieke worstelinge, die kragtige redding wat moontlik is in Jesus, en dat daai kragtige redding moontlik is ten spyte van die samelewing se druk. Maar dit wys ons ook dat redding 'n proses is. Rachel se storie was een van probeer en val, probeer en val, probeer en val, tot éventueel sy bevry was. Al die worstelinge nie heeltemal weggegaan het nie. Dit wys vir ons juis dat redding nie altyd perfek is nie. Daar is steeds begeertes vir dieselfde geslag wat baie keer nooit sal weggaan nie. Maar daai sonde in die gelowige in hierdie stories is so wonderlik geartikuleer. Daai sonde beheer hulle nie meer nie. Hulle is tog vry. Maar steeds sien ons in hierdie geredde gelowige vrouens dat hulle ook saam met ons wag vir Jesus om op daai finale dag te kom en ons totaal en al vry te maak van sonde. Die laaste rede hoekom ek hier begin, is want baie van ons sal nooit eerstehands hierdie tipe worsteling beleef nie. En so dis goed vir ons in die begin hier om onsself in iemand anders se skoene te plaas. Iemand wat al jare lank hiermee geworstel het. Dis goed vir ons om te hoor, hierdie is nie eenvoudig nie. Dis goed vir ons om te hoor, hierdie kan 'n baie eensame worsteling wees vir iemand. En dis goed vir ons om te weet, ons moet baie nederig in hierdie gesprek ingaan. Maar daar mag dalk en is heel moontlik mense met soortgelyke worstelinge hier vanoggend. En dis goed vir my om hierdie stories te lees, want daai stories bemoedig ons en help ons, indien ons 'n soortgelyke worsteling het, help ons om te hoor, ons is nie alleen nie. Daar's baie ander gelowiges wat sit met 'n soortgelyke worsteling. Soos wat ons vanoggend na die Bybel toe kom, gaan ons sien dat die Bybel vir ons 'n baie duidelike antwoord gaan gee. Die Bybel gaan vir ons sê dat homoseksualiteit nie God se wil is vir enige iemand nie. Maak nie saak wat hulle begeertes is nie. Maar in die stories van die twee vrouens, wat so goed geartikuleer is, hoop ek ons kan nederig bly, omdat ons kan erken, ons verstaan nie hoe moeilik hierdie kruis is om te dra nie. Of, ons weet presies hoe swaar hy is, maar ek hoop ons sien, reg hier in die afskop van hierdie boodskap, daar is hoop vir almal. Werklike hoop. Al is die Bybel duidelik, hoop ek ons hoor, daar is altyd by Jesus soete genade vir verlossing, vir 'n beter lewe, en dit is werklike hoop. Ons gaan vanoggend die kragtige en eenvoudige Bybelse raamwerk gebruik van waarheid in liefde om hierdie vraag verder uit te pak. Die Bybel sê in Efesiërs 4 vers 15, speaking truth in love, waarheid in liefde. En ek kan nie dink aan 'n beter onderwerp as hierdie vir ons om hierdie Bybelse beginsel toe te pas nie. Waarheid in liefde. So ons gaan eers kyk na waarheid en dan gaan ons kyk na liefde. Kom ons begin by waarheid. Waarheid en liefde. Wat is die waarheid? Ons teks vanoggend, 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11, is kort en kragtig. Dit sê direk en sonder skaamte in vers 9, the unrighteous in die Engels will not inherit the kingdom of God. Hoekom nie? Wie is die unrighteous? Kyk saam op julle blaadjies daar op die Engels. Do not be deceived, vers 9. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, vers 10, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revelers, nor swindlers, en dan sê dit, all of the above will not inherit the kingdom of God. Homoseksualiteit word nie geïsoleer as 'n sonde bo-oor of erger as enige ander sonde hier nie.
Alles van geldgierigheid tot dronkenskap tot seksuele immoraliteit. Daar's 'n groot sambreel geplaas oor sonde. En homoseksualiteit word nie geïsoleer nie, maar steeds word dit duidelik genoem dat die patroon van 'n homoseksuele lewe as sonde kan nie deel wees van enige gelowige se lewe nie. As ek hierdie verse kon opsom, dan is die hoofgedagte hier vir ons almal ware en egte Christendom. Egte Christendom, 'n ware geredde kind van God, verwyder hierdie patrone van sonde, die hele lys uit hulle lewe uit. En dit sluit homoseksualiteit in. Dis die waarheid. Nou so duidelik soos wat dit daar is, begin die storie nie hier nie. Dit begin eintlik in Genesis. En dis belangrik vir baie redes, maar die een rede hoekom dit belangrik is, en baie mense sal stry teen een teks. Baie mense sal sê nee, die Griekse woord hier, malakoi, jy weet die bietjie konteks, hierdie allerhande byargumente, hulle sal probeer sê, hierdie woorde verwys nie na moderne homoseksualiteit nie. Nee. Dit beskryf mans en jong seuns, pedofilie, of dit beskryf 'n tipe antieke losbandigheid wat homoseksualiteit bevat het, maar dit is anders as vandag. Hierdie tipe argumente word gereeld gemaak wanneer dit kom by die Bybelse beskrywing van homoseksualiteit, en hulle probeer die moderne norms verdedig. Maar wanneer ons vir 'n oomblik gou teruggaan na die begin van die storie toe, wanneer ons teruggaan na Genesis toe, dan val sulke argumente baie vinnig plat. Wanneer die Bybel praat oor die huwelik en oor seksuele sonde, dan sal jy sien, keer op keer in die Bybel gaan dit heeltyd terug na Genesis 1 en 2 toe. Dit vat ons terug na voor sonde in die wêreld ingebreek het, toe alles goed was. Dit vat ons terug na toe die man en die vrou aan mekaar gegee was en alles was goed, alles was reg. Genesis 1 en 2 wil vir ons sê, nie net dat dit goed was nie, maar dat een man en een vrou is hoe God dit ontwerp het om te wees. Dit was sy ontwerp vir die florering van die mens. Dit is die goeie lewe. Die tegniese woord in geloof, tegniese teologiese woord is, dit is 'n creation ordinance. Die Afrikaans, dink ek, moenie my vertrou op hierdie nie, creation ordinance in Engels, maar dit is 'n skepingsverordening, dink ek. Maar ons gaan met, dis 'n creation ordinance. Dit is daai goeders wat die Here so geskep het, dat dit amper soos 'n wet is. Dit is 'n wet. Dit is altyd goed en altyd waar en altyd reg vir almal, daai goed. Hy het goeders geskep wat altyd reg is, altyd goed is en altyd waar is vir almal. Dit is 'n wet wat in die skepping ingebou is, amper soos gravitasie. Maar natuurlik gebeur Genesis 3. Die mens rebelleer teen God en ons wil nie onder sy heerskappy lewe nie en ons wil nie die goeie lewe hê nie. Ons wil vir onsself sê, ons weet wat goed en reg en is en so ons wil self besluit. En in daai rebellie val die hele ganse skepping in chaos in. Sonde se effek op alles was totaal en al verwoestend van daai dag af vorentoe. Ek het net van die Bybelse beskrywende woorde gaan soek en hier vir julle op die skerm gesit, net om weer vir ons te probeer 'n prentjie gee van die effek van sonde. Hoor jy net 'n paar beskrywende woorde. Romeine 1 vers 21, darkened hearts, debased minds, slavery to passions, inward groanings, wasting away. Hierdie woorde help my ten minste om sin te maak van die sonde wat ek steeds self binne in my eie hart beleef. Maar dit help my ook om sin te maak van die radikale bewegings verder en verder weg van God se ontwerp af wat ons om ons sien in die wêreld. Die hele LGBTQ+ beweging word vir my saamgevat in van hierdie woorde. Genesis 3 maak daai punt. Genesis 3 probeer vir ons sê, alles is gebreek deur sonde. Ons verhouding tussen God en die mens is gebreek.
Die verhouding tussen die mens en die skepping, hoe ons die skepping hanteer, is gebreek. Soos baie van ons weet, persoonlik weet, die verhouding tussen man en vrou is gebreek. Maar hierdie laaste een is baie belangrik. Die verhouding tussen man en vrou met homself, ons verhouding met onsself is gebreek. Die hele wye spektrum van sielkundige probleme wat die mens beleef. Die vreemde en uitermate begeerte vir dinge buite God se goeie ontwerp. Die innerlike worstelinge, dit vind alles sy oorsprong in die sondeval wat sê, sonde het my verhouding met self gebreek. Die mens met al sy Godgegewe potensiaal is die vermoë gegee om teen God en sy wette te rebelleer en daar is 'n dierprys om te betaal. Weereens amper soos gravitasie, ons hoef nie daarvoor te luister nie, maar ons gaan 'n prys betaal. As ons teen sy ontwerp gaan. Die groot punt hier is, wanneer die Bybel ons terugvat na God se oorspronklike ontwerp toe, 'n creation ordinance, daai wette, wanneer ons 'n prentjie sien in Genesis van een man en een vrou, en ons sien al die Bybelse argumente gaan terug soontoe, dan val enige argumente plat, wat Griekse woorde probeer omdraai. Want Genesis sê vir ons, enige iets buiten daai oorspronklike ontwerp, enigiets buiten dit is teen God se wil. Wat die Bybel sê in die Grieks, die Bybel gebruik 'n woord porneia, waarvan af die woord porn kom, porneia. Porneia is die woord vir seksuele immoraliteit. Wanneer die Bybel daai woord gebruik, dan beskryf dit enige seksuele verhoudings buite die konteks van 'n huwelik tussen een man en een vrou. Enigiets buiten dit is sonde. En dit sluit ook in, hierdie is belangrik, dit sluit in egbreek, enige seksuele verhoudings buite die huwelik, enige seksuele verhoudings voor die huwelik. Ons moet consistent wees. Het is maklik om die vinger te wys aan 'n spesifieke groep mense wat sukkel met 'n spesifieke sonde, maar ons as Christene het al vergeet hoe ons by mekaar intrek en allerlei goeders doen. Ons moet consistent wees. Enige iets buiten die huwelik, ons wat seksuele verhoudings aangaan voor die huwelik, enige vorm van pornografie of prostitusie of enige sulke dinge. En selfs Jesus sal dit verder vat en sê, enige vorm van lust, waar ons harte sit en kyk en begeer, wat dit nie moet nie. Al daai word ingesluit in sonde, in seksuele immoraliteit. En natuurlik trek die Bybel daai punt regdeur. Die Bybel trek daai punt deur en maak die punt baie sterk, want bo-op hierdie sambreelterm vir alle seksuele sonde, sal die Bybel nog spesifiek die term vir homoseksualiteit gebruik, net om die punt duidelik te maak en sterk te maak, sodat niemand 'n debat kan voer hieroor nie. Daar is nie 'n debat nie, dis verkeerd. Dis verkeerd. Al hierdie ander voorbeelde wat ek nou genoem het, egbreek en pornografie, al hierdie ander voorbeelde is belangrik. Want vir enige iemand wat hierdie waarheid deel van die preek hoor, kan sê, "Jesus, maar hierdie klink asof daar baie beperkings geplaas word op die wat sukkel met selfde geslag begeertes. Baie beperkings op hulle." Maar ek noem hierdie ander voorbeelde want ek wil hê ons moet almal sien, uiteindelik word daar op elke Christen geroep. Elke Christen word geroep tot radikale seksuele selfbeheersing. Elke Christen. Daar is daagliks in ons kultuur, vir elke gelowige. Daar is daagliks in ons kultuur, op ons fone, op WhatsApp groepe, amper waar ook al jy kyk, is daar versoekings, wat diep trek aan ons harte se sondige begeertes. En ons almal moet nee sê. Ons almal moet nee sê. Vir elke liewe een van ons is dit waar, dat as ons ja sê vir Jesus, moet ons nee sê vir die tipe seksuele bevrediging wat ons samelewing najaag. Daar is 'n kruis van selfopoffering wat elke gelowige moet dra.
En gegeewe hoe hyperseksueel ons kultuur is dit 'n swaar kruis. Dis 'n moeilike kruis. Maar ek erken werklik dat die selfopoffering wat iemand moet maak, wat spesifiek sukkel met begeertes vir dieselfde geslag, ek erken, dis 'n swaarder kruis om te dra. Daar gaan baie oomblikke wees waar jy eensaam gaan voel, werklik eensaam gaan voel. Daar gaan oomblikke wees waar jy moedeloos gaan voel en jy gaan dink die lewe is onregverdig. En ek wil vir jou sê, jy's 'n mens en jy mag al daai gevoelens beleef. Dis okay. As ek jou bietjie perspektief gaan gee, as ek vir ons bietjie perspektief kan gee, as dit jou worsteling is, onthou vir Jesus. Jesus was die gelukkigste mens, Jesus was die heiligste mens. Niemand sal sê, Jesus het 'n leemte gehad in sy lewe nie. Niemand sal dit sê nie. En onthou dan ook, Jesus was nooit getroud nie. En dit beteken, hy het nooit seksuele intimiteit beleef nie. Ons moet nie ons hypergeseksueelde kultuur glo wat sê, geluk word gevind in die oorgee aan ons begeertes nie. Dis 'n leuen. Dit doen nie. Seks is nie noodsaaklik vir 'n volle, ryk en goeie lewe nie. Ek dink ek moet dit weer sê. Seks is nie noodsaaklik vir 'n volle, ryk en goeie lewe nie. Dit is nie. Ons moet ook nie ons Pretoria kultuur glo wat sê as ek nie getroud is daar iets fout met my nie. Nee, dis nie waar nie. Wat ek nou wil sê is ook belangrik. Onder hierdie begeertes vir seksuele intimiteit, onder daai begeertes, lê daar nie 'n seksuele behoefte nie. Wat ons harte begeer, die leemtes wat ons voel, geen mens of ervaring of verlustiging gaan ooit daai gaping kan volmaak nie. Dis hoekom, en hierdie is 'n veralgemening, so vergewe my, maar dis hoekom oor die algemeen homoseksuele sirkels bekend staan vir losbandigheid. Want dis nooit genoeg nie. Dis nooit genoeg nie. Hier's 'n kort stelling wat Rebecca McLaughlin ook maak. Sy sê, we want an infinite delight that a finite being will never satisfy. Onder ons begeerte vir seksuele intimiteit lê daar nie 'n seksuele behoefte nie. Hierdie is die waarheid. Ja, homoseksualiteit is nie God se wil nie. Weet jy wat? Ja, seks is nie krities tot 'n gelukkige bestaan nie. Maar as jy dit ook sal erken, as jy daai stap verder sal vat, as jy dit sal erken, as jy na God sal kyk, as jy na God sal kyk in Jesus, hoor, hy alleen kan jou diepste begeertes bevredig. Want onder jou diepste begeerte vir intimiteit is daar 'n geestelike leemte. En geen mens sal dit volmaak nie. Net God in Jesus kan alleen jou diepste begeertes bevredig. Dis die waarheid. Ek besef die waarheid mag dalk alleen baie hard klink, en dis hoekom ons die waarheid in liefde moet praat. En dis hoekom daar's 'n liefde deel wat ek baie graag by wil uitkom in die tweede deel van hierdie preek. Kyk gou saam met my onder hierdie liefde deel na vers 11. Op julle blaadjies. Direk na daai lys sondes lees ons die ongelooflikste woorde van liefde, en hierdie is die goeie nuus. Hierdie is die liefde. And such were some of you. Van julle was daar. And such were some of you. But you were washed. You were sanctified. And you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. En daai woorde, and such were some of you, is so beeldskone, pragtige boodskap van liefde. Ons kan vaskyk in die lysie van sondes,
en daar bly, of ons kan besef dat die wonder van hierdie hele teks, die wonder van die hele Bybel, die wonder van ons God, is in hierdie tweede gedeelte. And such with some of you wys vir ons dat God met oop arms wag vir enige iemand. Maak nie saak wat hy of sy gedoen het nie, hy wag om ons te omvou in vaderlike liefde. As ons net weer kyk na daai lysie, onsedelikes, afgodsdienaars, egbrekers, homoseksualiteit, diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters, bedrieërs. Die punt is, daar sit in die kerk individue met morsige stories en vreeslike gebroke lewens. En tog sit hulle in die kerk. Hulle sit in die kerk. Hulle was deel van God se mense, want hulle het 'n ervaring gehad van God se liefde. Die kerk hier, ten minste, is nie vir my 'n prentjie of 'n kliek of 'n klub van goeie mense wat se lewens netjies agter mekaar is nie. Dis nie wat ek hier sien nie. Hierdie is nie 'n groep mense wat beter is as die gewone sondaars daar buite en maklik die vinger wys nie. Ek hoop nie ons ervaar dit. Enige iemand ervaar dit by Ligpunt nie. And such with some of you is 'n nederige herinnering dat elke liewe een van ons, maak nie saak hoe goed ons lewens nou lyk nie, elke liewe een van ons het 'n storie van onverdiende genade en vreeslike sonde. En daai onverdiende genade was God se liefde wat steeds ons omvou het. Hierdie is iets wat ons moet onthou. Anders dan gaan ons nie liefde kan wys nie. Daar gaan nie liefde wees in ons woorde as ons nie onthou waarvanaf ons gekom het nie. Daar's 'n spanning hier wat nie maklik is om op te los wanneer dit kom by waarheid en liefde nie. Waarheid en liefde gee vir ons 'n spanning, 'n belangrike spanning. Al moet gelowiges hierdie patrone van sonde uit hulle lewens uit verwyder, moet ons nog steeds die vermoë hê om in liefde 'n wêreld te bereik wat nie saamstem met ons nie. Dit sluit alle sondaars in. En dit sluit alle gelowe in. En dit obviously sluit ook mense in wat homoseksualiteit beoefen. Gelowiges moet losbreek van sonde. Dis ons eerste punt. Maar ons moet steeds in liefde uitreik na die wat nog nie vry is nie. Die statistieke bewys dat wat meeste mense soek, almal, maar veral die wat sukkel met homoseksuele begeertes, die hele spektrum eintlik, die statistieke sê wat hulle soek is liefde. Vriendskap. Daar's 'n diep eensaamheid wat die LGBT groep na mekaar toe trek, want hulle voel geïsoleerd en alleen en veral deur kerke. Hulle soek vriende. Die kerk is baie goed om te praat oor die waarheid en baie stadig om enigstens liefde te wys. Nou ek weet daar's 'n spanning hier, daar's 'n spanning hier, maar weer eens, ek glo daar's genoeg krag in die evangelie vir ons om heilige voorbeelde te wees. Daar's genoeg krag in die evangelie vir ons om heilige voorbeelde te wees, maar om steeds terselfdertyd om sondaars te kan wees soos Jesus was. Daar is in die wêreld 'n tipe van 'n haat of 'n homofobia wat nie Bybels of enigstens Christelik is nie. Om te erken iets is verkeerd is nie om homofobies te wees nie. Daar's 'n groot verskil tussen daai twee. Die kerk moet 'n plek kan wees vir enigiemand. Veral vir gebroke mense. Waarheid in liefde. En net om hierdie liefdepunt nog duideliker te maak, die vers gaan aan om juis te beskryf die omvattende liefde van die Here. Daar's 'n werklike omvattende liefde hier. 3 woorde: washed, justified en sanctified. 3 G's: gewas, geregverdig en geheilig. Dis wat God doen in sy liefde vir enige iemand wat sal kom.
Hy sal sê jy's gewas. Dit praat van 'n diep geestelike en fisiese reiniging van sonde, letterlik. Die beskrywing van ongelowiges wat gelowiges geword het, beskryf dit asof hulle voel die vuil en die skaamte val van hulle af, soos wat hulle naby aan God beweeg, gewas, geregverdig, tweede G, maak nie saak wat jy gedoen het nie, wie jy is, of waarmee jy tans nog steeds worstel nie. Enige iemand wat glo in Jesus, word vergewe en word geregverdig op grond van Christus se dood. Dit beteken, in God se oë, in Jesus, is dit asof jy nog nooit gesondig het nie. So skuldvry maak hy jou. Geregverdig, derde G, geheilig. Dit verwys na die daad van die Heilige Gees wat gelowiges afsonder, heilig maak van die wêreld. Jesus se woorde is go and sin no more. Hy maak jou sy eie, hy sit jou op 'n nuwe pad en hy roep jou tot 'n nuwe taak om te gaan lewe vir hom geheilig. Dis hoe omvattend God se liefde is vir enige iemand wat vanoggend hier sit met 'n woeste of gebroke verlede. Hierdie woorde kommunikeer dat daar 'n kragtige stem is wat uit die hemel uit neerdaal met kosmiese autoriteit en vir jou wil kom sê, jy is regverdig my kind. Jy is skoon gewas en geliefd en kosbaar vir my. Sy genade hier is meer as ons donkerste geheime. Uitnodiging hier is om dit te glo. Om dit te glo. Om te kyk na die kruis en wat Jesus daar gedoen het en te glo. En om hierdie stem wat vir jou sê wie jy is, om dit jou identiteit te maak. Dis die geheim. Dis die uitnodiging. Daar's nog baie wat ek kan sê, maar ek wil, soos wat ons tot 'n einde toe kom, wil ek sê, daar's woorde wat Rebecca McLaughlin in haar beskrywing gebruik van Rachel. Daar's woorde wat sy gebruik wat vir my so kosbaar is en ek wil ons harte terugverwys na dit toe. Lees saam met my. Sy sê vir Rachel, vir iemand wat nog worstel, dis 'n proses, maar sy sê it is a story of dependence on Jesus' love. Dis wat ons net gesê het. Maak dit jou identiteit. It's a story of dependence on Jesus' love and trusting that his no to sexual relationships with women means a better yes to a deeper relationship with him. Ek glo hierdie stelling is baie ryk en kom baie naby aan die Bybelse hart wanneer dit kom nie net by 'n sonde, 'n spesifieke sonde nie, maar eintlik alle sonde. Alle sonde waarmee ons worstel is hierdie waarvoor. Die liefde van God roep ons in gehoorsaamheid. En daai gehoorsaamheid mag dalk radikale beperkings plaas oor ons lewens. Maar wat hierdie sin ons aan herinner is dat dit is altyd vir ons goed. Dit is altyd 'n uitnodiging na 'n goeie, beter lewe toe. Dit mag dalk 'n swaar kruis wees, dit mag dalk 'n swaar nee wees. Maar deur nee te sê, sê ons terselfdertyd ja. Ons sê ja vir hom. Ons sê ja vir sy geskenke. Ons sê ja vir 'n goeie lewe wat hy vir ons wil hê. Maar bo al daai sê ons ja vir 'n diep en kosbare verhouding met hom wat woorde nie kan beskryf nie. Natuurlik gaan ons nog steeds worstel met sonde. Tot hy terugkom, gaan ons almal vroeg binne ons en ons gaan almal moet aanhou nee sê. Hierdie redding is omvattend, maar nie volledig nie. Dit gaan eendag perfek wees. Maar ons wag almal nog vir daai dag. En soos ons wag, moet ons oë gefestig hou op Jesus. Ligpunt, ek weet en ek besef ek het nie al die vrae beantwoord wat gevra kan word nie. Maar ek hoop julle het 'n duidelike en goeie waarheid gehoor. En ek hoop ook julle het 'n ongelooflike liefde gehoor. Ek gaan nou vir ons afsluit in gebed, maar ek wil vir ons almal die geleentheid net weer eens gee. Na die diens gaan daar gebed hier wees, hiervoor vir enige iemand. Maar daar gaan onthou na die diens die geleentheid wees vir enige vrae in die babakamer met van die ouderlinge. Kom ons sluit af in gebed.
Dankie almagtige God en Vader vir u woord. My gebed nou is dat die Heilige Gees sal kom en ons sal bewus maak van u omvattende liefde vir ons. En in daai liefde gee ons die vermoë om u te vertrou. Om u te vertrou om radikale nees uit te oefen in ons lewens. Om goeie beperkings te plaas op ons lewens, alles vir u eer. Sodat ons vir u kan lewe, meer en meer vir u kan lewe. Heilige Gees, kom en doen daai werk nou in ons midde. Ek wil bid vir enige iemand hier wat sukkel met enige seksuele begeertes of sonde en selfs vir ons werkskollegas, ons familielede wat sukkel, gee vir ons die wysheid om waarheid in liefde te kan toepas, want dit is baie moeilik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.